Right, goeienaand en welkom by ons program. St. Helena Bay inwoners, St. Helena Bay Rugby, die Weskus en Boland Rugby. Ons is weer terug vanaand met ons program, The Legends Locker Room of die legende se kleedkamer. So ons praat vanaand weer met 'n legende hier op ons dorp. Almal is bekend met hom. Ons kuier vanaand hier, ek moet nou maar sê, pastoor Joseph, is pastoor Wilfred Joseph. Wilfred Joseph, dat is hom. Maar almal ken vir u as Pastor Winty. Nou waar kom die naam Winty nou? Ja, ek van kinds daar af, ek was ons baie stout, maar ek weet nie wat ek gemaak het. maar ek net hoor ek my manne en my vriende noem vir my Winties. Ja. En van kind af en daar het begin dat so het ons opgegroei met hierdie naam. Nou ons weet mos dat ons in ons kultuur kry ons maar altyd 'n bynaam. Iets wat jy gedoen het, iets waarin jy goed was. Dan kry jy sommer geel, sommer daar 'n naam. So ons gaan maar nou vanaand sê Pastor Winty, want dis hoe ons u ken. Nou, is oorspronklik van Doringbay. Ja, ek is eintlik 'n boerling van Springbok. Okay. Ja, en groot geword in Doringbay, So jy na Makoland en toe kom jy op? Ja, toe kom ons op. Ek was so 5 jaar oud toe ons op Doringbay ingekom. En so daar het ek groot geword en so meer. En daar het my rugbyloopbaan ook begin. Okay, ek wil jy eens gevra waar rugby begin? Vir Wilfred Joseph. Yes. My rugbyloopbaan het eintlik in Doringbay begin. Ek was eendag, ek en my neef toe nooi vir my, hy was 'n goeie senter, as my neef, en toe nooi hy vir my na die vergadering, toe Northerns die span, Doringbay se span was Northerns, in Doringbay. In Doringbay, Toe nooi hy vir my die aan na die rugbyclub vergadering toe. Yes. En toe ek toe daar kom, en toe geniet ek nogal die manier hoe dat die manne die sake in die gang kry. En toe voel man, ek het nooit rugby gespeel nie. Op skool het jy rugby gespeel? Nee, ek het sokker gespeel, ek was 'n goalie. Okay. Ja, ek was 'n sokker speel, ek was 'n goalie. En toe nooi jy Frisley vir my na die vergadering toe. Yes. En daar het ek 'n besluit gemaak. Hy sê toe man, kom, meneer Jacobs. Hy was die voorsitter daar. Hy is van die Parel. Yes. Ja, hy was die voorsitter. En weet u, en hy selle aan, toe sluit ek aan. By die rugbyklub. En die Saterdag toe speel ek second team. Ja, toe speel ek tweede span. Ek het seker 5 wedstryde gespeel. Tweede span toe. Dus ek 17 jaar oud net. En dus ek first team. Maar lyk my die manne daar van Doringbay was redelik groot manne. Ja, was mooi oude manne, Maar die backline was jong manne, was ligte manne, Okay. Ja, was ligte manne. En Pastor se posisie daai tyd? My posisie was daai tyd flank. Okay. Ja. So hy was bietjie beweeglik. Ja, beweeglik. Ja. En toe het my posisie verander na nommer 8. Okay. Agste man. En so het ek gekom met daai posisie. So jy dan nou in Doringbay rugby begin en wanneer het jy toe op Weskus toe gekom? Weskus gekom, ja, 1970. Okay. Het ek op Weskus gekom. Want ek kon nie in die 5 en die 4 speel nie. Want ek is te gebind en toe skuif hulle my flank toe. Want ek moet beweeg. Ek was baie vinnig gehard. En so het my rugbyloopbaan begin. Ek het 1997 begin in 1998 toe kies hulle vir my vir VP plattelandspan. So as ons nou net die lyn kyk, dan het jy Doringbay en toe kom jy op Weskus toe. En toe jy nou hier aanland. Wat se rugby was toe nou hier gewees? Hierdie rugby was natuurlik Swallows. Daai tyd was dit Swallows.
En ek kan nog mooi onthou, die jare gooi my nou so 'n bietjie uit, maar 1970 het ek hier geland en daai was omtrent so Mei, June maand. Yes. Maar toe kom ek uit Luterus uit. Kom ons hier nou toe. En 1971 toe begin ek met rugby. Hierso op Sint. Ja, in Langburg. En dis ook nou vir Swallows? By Swallows daai tyd, ja. En met die George Williams en Calvin Peters. Hulle was deel van die bestuur. Yes, van Swallows. Dis reg van Swallows, ja. En toe ek kan mooi onthou George Williams en meneer Peters het toe na my toe gekom, dit was 'n Woensdag aand. Toe kom hulle ook vra hulle vir my om by hulle aan te om Saterdag saam met hulle te speel. Ja. En toe het ek ingestem, ja. En daai tyd was daar nie vertreksertifikaat nee, daar was nie vrystellings en dit daar kom speel. Ja, dit kan my net speel, ja. Dit kan my net aansluit en so. En ek het dit nogal geniet, ja. Ja. En dit was die span maar baie swak, was 'n baie swak span daai tyd. Want dis toe in hulle beginjare. Yes. Maar ek is so bly dat ek deel kon gewees het met die groei van die klub, ja. Yes. Ja. En ons het later in sommer 'n magtige span geword. 'n magtige span. En toe is ek later gekies vir Swartland span. Yes. Ja, ek gekies vir die Swartland span. En het Swallows het hulle daai tyd in die federasie of in die Hulle was federasie tyd. En dis wat hulle in die Swartland Unie behoort het. Ja. Meneer George Lee van Mauriceburg. Yes. Ja, en meneer Oltong van Opfield. Ja, hulle was deel van die Swartland. Ja. En in Swartland gespeel en watter posisie was u toe gekies? In Swartland span het hulle my weer gekies op die nommer 4. Ja, in Swartland het ek nommer 4. Maar as ek hier by klub speel is dit 8ste man gespeel. En die Swartland span, hulle het gespeel teen watter streke het hulle toe gespeel? Hulle het gespeel die streke Swartland is Mamasbury, dis Bekendberg, dit is gespeel. Ons het een keer gespeel in ons het een keer getrek is Ciskei toe. Toen het wyd gegaan? Ja, ons het daar gaan speel. 1 jaar was ons daar in Ciskei. Dit was is wyd en dis ver en dit en dit is en hy het met die bus gery. Dis reg, ja. Ja, jy moet al as ons Saterdag wil speel dan moet ons al Vrydagoggend ry. Ja. Vrydag om die dag daar deur te bring. Ja. So jy dan nou Swallows gespeel. Wie was in almal daai te deel van die spelers, die span in Swallows? In Swallows was meneer Attie Fransman wat nou oorlede is. En dan is wat Derek Smit. Yes. Ja, en dit was ou Klaas. Yes. Wat ook nou oorlede is. Ja. Ja, hy het gespeel. En dan is dit 'n mannetjies wat hulle sê te tweet. Yes. Ja. En hy was dan nog daar. En julle het ook teen die Koudops van Steenberg Skouw gespeel? Ja, Koudops. En ek hoor, hulle was 'n goeie span gewees. Koudops was 'n baie goeie span. Young Ideas was 'n baie goeie span. En dan was dit Saldanha Tigers. Ja, en Lovenians. Freedomburg. Okay. Ja, en dan is dit Leiplek. Yes. Ja, daar was 'n span. Daar in Sangat. Ja, in Sangat. Ja. Yes. En dan is dit Bekendberg. En dan is dit Bekendberg. En hierso Darling. Darling Stars. Ja, Darling Stars, ja. Nou, baie van die manne het almal Swartland saam met my gespeel. Yes. Ja. En sê gou, so by die Koudops span wat nou Steenberg Skouw, dis was nou Mala en daai tyd. Hy was Mala en dan was dit Mala, ja, daar gespeel in Jeffries. Josie daar gespeel.
en Peanuts hulle. Yes. Hy het allemaal daar gespeel. Voordat hulle nou opgekom het na Swallows toe. Okay. En toe hulle nou aansluit by Swallows toe raak het nou 'n speler. Ja, toe word dit mos nou 'n dorspan. Yes. Ja, en daai dorspan het 'n magtige span. Ja. En Fani, né? Yes. Ja, hy was die skrimskaker. Okay. Van St. Helena Bay. Yes. En ja, as well. Ek het ook gehoor pas dit nou hier vir Swallows gespeel en toe besluit pas te neem maar ek gaan nou hier af Columbine toe en toe die by Young Ideas gaan aansluit. Nou daar's baie min mense wat weet dat Swallows die Young Ideas rugby club is oorspronklik van die Columbine Midwest Omnis Bay. Dis reg, ja. Ja, so ek toe daar gaan speel. Ek het toe daar gaan speel. Ja. Ja, ek het so vir ek dink vir 2 seisoene. 3 seisoene het ons daar gespeel voordat hulle opgebreek het. Nou nie opgebreek het voor hulle het besluit om die drie clubs het besluit om een die dorpspan te maak. Ja. Ja, vir die 3 seisoene wat ek daar gespeel het was nogal goed. Wie is die ouens wat daar saam gespeel het? Daar was die manne wat saam met my daar wat ons saam gespeel het is Ole Maboy. En dan was het Ole Hannes Rapp. Yes. Ja. Yes. En dan was het Bobo. En dan was Ivan Matthijssen. Yes. En dan was het Patrick Matthijssen. So het vir 2 seisoene daar gespeel. Ek het ook gehoor jy die vrou daar ontmoet. Ja, my vrou het toe moes nou al gehad, sal ek maar nou sê, maar familie wat was nou eindelijk. Ja, van Columbine. Ja, Josie, hulle was nou eindelijk daar. Yes. En so. En dit was vir my goed om net so 'n bietjie verandering te maak. Ja. Van club. Yes. En dan en dan weer jy moes op die 2 spanne. Yes. Verstaan diese spelle en so mee. Dit maar was goed geweest vir my tyd. En toe kom ieder en toe kom ons weer terug. St. Helena Bay Rugby is hier in 1977 daar gevorm. En toe kom aansluit by St. Helena Bay Rugby Club. Ja, ons het toen was nou die doorspan. Die doorspan gestig. Ja, die doorspan gestig. Dus ek sommer deel van die groep wat hier naartoe kom. Ja. En wie was die manne in die St. Helena Bay Rugby Club en wie saam gespeel het? Ja, die manne was nou die basies dieselfde manne. Dit is Derek en dit is Ati Fransman was mos toe oorlede in daai tyd. Toe was het Bobo en dis nog Mala die Mala en en Peanuts hulle en Josie Josie Jeffries en Fonny Fonny Smith. So die 4 broers, maar Willis was hy was ook deel in die span gespeel, ja. En toe was het my broer Johannes wat hulle bless wil sê. Ja. Hy is die center. Ja. En ek hoor hy was uitstekende. Baie goeie center, baie goeie center. En so het ons die span gebou en toe later het dit Patrick en Kokehies hulle bygekom, ja. En om Patrick Olay was self op die hy was 'n loskaker. Ja, in die platteland. In die platteland, ja. Ja, hy het en hy kom ook hier van onder. Hy kom ook van onder. Nou wat eet die manne in Doringbaai dat hulle sulke goeie spelers is? Kyk, ons het 'n onderwyser gehad daar, meneer Janari. Hy was die hoof. Ja. Soos ek verstaan, dat was hy ook self 'n baie goeie rugby speler. Ja. Hy kom ook hier van Calvinia se wêreld af. En hy het die span daar begin. So. En ja, en hy het goeie spelers so quick. Kyk, die manne het jou gedruk
as hulle iets gesien het in jou, dan druk hulle jou om iets, dit wat in jou is, uit te kry. Ja, hulle het amper gestaan met 'n sweep agter jou, dat dit uitkom, dit wat in jou is. So St. Helena Bay het dan teen spanne gespeel soos Lewinians en Saldanha Bay. Was dit Saldanha Marines dink ek of Saldanha Bay? It was Tigers. The Saldanha Tigers en dan ook die Velder. Nou as jy nou na daai spanne kyk, wie was altyd daai moeilike teenstander teen wie jy gespeel het? Die moeilike teenstander was wat 'n klap was daai gewees vir altyd. Is Saldanha Tigers. Alles nou Green Vigo hulle of Green Vigo en Cisco Jooste. Ja, die name wat ek nog kan onthou. Ja, maar die man wat my baie teëgestaan het, is Ken Vigo. Ja, hy was 'n goeie senter. Ja, ek hoor so. Hy was 'n baie goeie senter. So. Ek het mos geglo in my sporttyd, dat ek geglo ek is beter as jy. Ja. En dis is St. Helena Bay rugby speel. Hulle glo daaraan. Ek is beter as jy. Al is jy beter as ek, maar ek sê vir myself ek is beter as jy. Ja. En so. Ja, hy was my grootste teenstander en dan was dit Jooste. Hy was 'n flank. Nee, hy was 'n hakker. Ja. Hy was 'n hakker gewees, ja. So ja, dis wat hy was harde manne gewees. Hy was harde manne. Kyk, hy het jou getackle. En hy het jou gevat as 'n sweepslag. Hulle mag dit nie nou meer doen. Ja, nee, mag nie meer. Nee. Hy het jou getackle dan dat jy weet jy is getackle. Ja. Maar as die game klaar is, dat is vriende. En ons het in die Swartland span gespeel. Allemaal saam met ons het saam daai Swartland gespeel. En toe WP Platteland gehaal, in watter posisie het u WP Platteland? WP Platteland, ek het 8 gespeel. Nommer 8? Ek het 8 gespeel. Okay. Ja, my eerste wedstryd was in het ons gaan speel in die Kaap daai naweek. Die speel ons daar teen die Moradbroers. Van die Pere. En ons het in Edlon het ons die game gespeel. Yes. En ek het daai aan my eerste wedstryd in die WP Platteland het ek my eerste 3 dae gedruk. Ja, en daai jare was het mos die burger. En my naam het in die burger verskyn. Ek het 3 gedruk. En my vriend het ons nou huis toe kom. En toe hang hulle aan my en ek het 3 gedruk wat ek gesien het. En WP Platteland in die Kaap het hulle teen WP gespeel. Boland Kabali hulle was hier gewees. Ons het gespeel teen Daar's 'n ander span met Lodi. City en Suburban. Dis reg, ons het hulle gespeel daai jare. En daar's dan nog 'n ander span wat nou die dag nog hier was in Saldanha Bay, wat is dit? Ja, ek maar jy ook die Nanrou van Namibië wat ook hier kom speel het. Ja, hulle het OP. En OP eerste koetsele. Ja, ons het almal daar daai spanne gespeel. En die WP Platteland span, wie was die ouens wat saam paaste daar gespeel het? Ja, die manne wat daar saam mee gespeel het was Jan Pop van Friedendal. Ja. En dan is Freddy Smit. Hy is ook oorlede nou. En dan was het 'n vriend van my daar in die Benesa, sy pa was die voorsitter. Wat is hy van nou? Ja, en dan was dit nou en hier van die plaaslike ouens op die Weskus, was seker ouens soos Willem Croy
was in die span geweest. Ja. Everal Hein het later kom. Hij het laat gekomen. Ja. En hij het laat gekomen. Krooi was onze kapitein op het stadion. En dan is het, die vraag om broers, broers en Bert. Ja, allemaal die mannen. Hulle was in die plattelandspan geweest. Ja, allemaal in die plattelandspan. Nou, as ons kyk hier na St. Helena Bay, die rugbyklub in die tyd, wie het baie groot indruk op u gemaak in die span? Ou wat altyd deurgekom het vir die span. Vir my. Vir die St. Helena Bay span waarin u wie is die ou wat vir u beïndruk het in die span? Krenwo? Ja. Die nummer 8 van ons. Ja, hy speel met nummer 8. Ja. Uitstekend. Ja, nee, hy... He likes hom. Ja, nee, hy van sy speel, ja. Ja. Hy sterk, hy dryf. Ja, hy maak sommer 'n groot verskil. Ja, en dan is het Brandon, en dan is het die een wat voor hom kaptein was. Kurt, ja. Goeie speler, ja. Yes. Goeie speler. Maar daar is 'n paar goed wat ek sien, wat hulle nie doen, wat ek sien, wat nog 'n groot verskil kan maak. Ja. Groot verskil kan maak in jou span. Ons het altyd gespeel van die pak af. Is het die loskaker, skrimskaker, loskaker, center, 2 centers, die vleuel. Nee? En as die bal op die vleuel kom, nee, dan gooi die vleuel die bal binne toe. Ja. Ons noem het 'n binneskop. Yes. 'n rolskop of 'n haaskop. En dan is die driehoek, die 6, die 7, die 8. Ja, hulle in die middel deur. Hulle is in die middel, hulle jag die bal. Ja. En so het ons 'n 3 gedruk. Okay. Ja. Okay, so dis wel al so 'n uitgewerkte plan. Trek die manne en dan skop hulle oor en dan binne toe. Die losvoorspelers kom weer. Ja. Het ook onder baie kapteins gespeel in u dae. Wie was vir u 'n uitstaande kaptein in u span? Van St. Helena Bay. St. Helena Bay of wie Platteland of Swartland Bay. Ja. Wie was 'n goeie kaptein onder wie u gespeel? Die goeie kaptein was vir my onder Doringbaai was dit Haan, daar is die Derek Haan. Derek Haan. Ja. Hy was ons kaptein. Uitstekende kaptein. Ja. Hy het leier eienskappe gehad. Ek meen hy kan vir jou 'n plan uitwerk en dan volg ons die plan. Ja, so as die span bietjie onder druk is, kry die manne by mekaar en moet inpraat. Ons kan dit doen. Ja. Ons sal dit doen. Ons moet wen. Ja. Ja, nee, hy was 'n baie uitstekende kaptein gewees. Ja. As ons kyk na St. Helena Bay span, in u span waar hy gespeel het, is hy mos maar altyd 'n grapmaker. Ja. Wie was hy grapmaker in julle tyd gewees? Ja, Derek Smith. Ja. Ja, hy was altyd die man wat vir ons opgebeur het met grap. Ja, as ek dink so tens is dan kom Derek en hy was hy man, ja. Ja. Altyd grap gemaakt en met George Williams ook. Ja. Hy was 'n goeie voorsitter. Ja. Hy het baie gegee vir die klub. Ja. Ja, ek moet sê hy het baie gegee vir St. Helena Bay Club. En later het dit Polly. Ja, en Polly ook bygekom. Van die Koof af mos ja. En so. En as ons kyk na die span, in die span is daar mos altyd 'n ou, sy broek moet netjies wees, sy hare is, as hy nog gespeel in die kleedkamer, was hy nog voor die speel gaan staan. Wie was daai ou gewees in die span? Wat altyd netjies, sy toks moet blank, sy sokkies moet... Ja, meneer Smit. Smit Mala. As die persoon, hy was altyd netjies. En so.
En ek hoor Omala was een van die goeie skoppers geweest. Baie goeie skop. Hy was van ons uit agter gespeel. Heel agter. Uit heel agter. Ja. Baie goeie heel agter. Hy het baie goed geskop. Ja, hy was 'n goeie skopper. Ja. As u vandag kyk na St. Helena Bay, dan sien u hierdie passievol ondersteuners. Ek weet nie hoe dit in die hele tyd was toe rugby gespeel was. Hoe was die ondersteuning geweest? Ja, die dorp was altyd baie ondersteunend vir die klub. Ja, en Oostyd was nou natuurlijk. Ja. In daai tyd was Lengmel nog nie so groot nie, maar almal het gekom. Ja. Almal het rugby toe gekom. En jy het natuurlijk daaronder by die Mopgat gespeel? Ja, ek het daar gespeel. Ek kan onthou, ons het bure gehad in ons straat, Oom Jan van Ryn, ja, en allemaal die groot mense, as ons hier speel, dan is hy straat leeg. Ja. Allemaal kom op rugbyveld toe. Ja. Kom ondersteun. Ja, in vandagse tyd is die dorp so geweldig gegroei en die ondersteuning kom meer van jong mense af. Want ons groot mense meestal moes al uitgesterf. Ja. Is so hier en daar waar daar nog is, maar hulle ondersteun ook nog. Yes. Maar die ondersteuning is beter eintlik, want die dorp was groter. Die dorp was groter. Met die gevolg is die ondersteuning ook daar by die veld groter. Ja. Die belangstelling is baie meer. Ja. So het nou vir die klub nommer 8 slot gespeel. BP Plattela nommer 8 slot gespeel. As u nou advies moet gee vir ons jong manne wat in daardie posisies speel, wat sou u sê is die belangrikste werk op verdediging en op aanval? Ja. Die belangrikste werk en aanval is, jy moet jou opponent kan kyk. Jy moet hom, jou eerste helfte som jy mos eers op. Ja. As jou opsom en jou verdediging. Jy moet nie te vinnig gaan. Nie te vinnig nie, want jy moet die hele game klaar speel. Jy moet die hele game klaar speel. Ja, want as jy nou vir jou uitput in die eerste helfte, dan tweede helfte is jy heeltemal uitgeput. Ja. Ons het altyd gespeel, ons laaste 15 minute van die game, 15-20 minute, sit ons alles in. Ja. En dan moet ons opponente keer, want dan speel ons huis toe. Ja, ons het huis toe gespeel, ja. En dan op verdediging, wat sou jy sê, wat is belangrik? Verdediging is baie belangrik. Ja. Dit baat jy is 'n goeie span in spel, maar jy kan nie verdediging. Jy kan eintlik goeie verdediging. Ja. Nee, as wat jy punte wil hê. Ja. Punte kom met hoe dat jy verdedig en as daar 'n gap is, maak gebruik van dit. Ja, om punte aan te teken. Yes. Maar jou verdediging is nogal van kardinaal belang. Ja, hulle het altyd gesê dat verdediging wen ook games. Hy wen games, ja. Ja. En as jy goed kan verdedig en dan staan die manne mos strafskoppe af. En maak gebruik. Ja. En skoppe hulle toe, jy het mos 'n manier of jy hulle punte kan uitteken. Dit sê altyd dat jy 'n game wen met 3 want jou opponente kan net so sterk wees, né? Yes. Maar dan dwing jy vir hulle om foute te maak sodat jy kan punte aanteken. Ja. So dit is ook belangrik dat ons die geleentheid as hy hom voordoen, dat ons met pale toe skop, ja. Kry altyd hy 3 punte. Altyd hy 3 punte is belangrik. Yes. Nou Pastor, om af te sluit, jy sien hoe speel ons rugby en jy sien hoe die ondersteuners opkom. Wat sal u boodskap vanaand? Ons het natuurlijk nou Saterdag die eerste ronde afgesluit en ons het nou in
die eerste posisie geëindig met die try. So dat beteken die tweede ronde gaan kliphard wees. So wat sou u was ook seker ook in daai situasie met die span. Almal wou mos nou maar vir St. Helena by wen. Te Piketberg nou Saterdag, die vletjie plaas, die smaak hulle die World Cup gewen. Almal wou vir St. Helena by wen. Yes. Wat is u boodskap vir die jong span vir die tweede ronde van hierdie jaar? Ja, die boodskap vir die tweede ronde moet nie moed verloor nie. Ja, moet nie moed verloor nie. Want as jy een game verloor, nee, jy kom eintlik beter en sterker aan die kant uit, want jy werk op die foute wat jy gemaak het. Soms tyd verloor ons 'n game deur die skeidsregter, wat vywe. Maar kom ek sê vir u, ons het 1 jaar gespeel teen Lovenians. En daar was 'n man wat vir ons geblaas het, en hy het ons so geonderdruk. Want St. Helena was, moet ek vir u sê, oor die jare was dit 'n goeie span. Maar hy het gegroei. Hy het geweldig gegroei met spelers en so mee. En al ons opponente hier in die Weskus was bang dat hulle hoor St. Helena by kom. Dat die manne ekstra versigtig. Dit wat ek ook vandag sien, en vandag se jong manne. Almal kyk op na St. Helena by. En almal wil vir St. Helena by wees. So, dit kom al van daai tyd af. Kom al van daai tyd af. Om terug te kom, het ons gespeel. Ek en oorle Derek Fransman en Mahala en Patrick en Cookies, daai manne. Ons het gekookes en sê manne, ons speel wel teen die ref, maar hierdie manne kan ons nie wen. En toe speel ons sodat die ref later nie weet hoe om te blaas. Toe wen ons die game. Hy blaas ons om vir ons weg te blaas, maar speel ons harder. Ons speel harder. En doen die dinge reg. Doen die dinge reg, en sodat hy nie 'n kans kry om vir ons te kan straf of teen ons te blaas. So ons gaan hierdie tweede ronde in, en wat sal die boodskap wees aan die klubbestuur, meneer Kloete, Edmund, die ander bestuurslede wat saam met hulle is, die afrigtingspan met Ivan en die manne wat daar is, Elton, Tyron, hulle wat afrigting is, wat sal die boodskap vir die span wees? By die begin by die bestuurspan, is dat goeie verstandhouding. Wederzijdse respect voor elkaar. En en moedig jou span aan. Wees daar vir hulle, want selfs soos 'n game wat hulle verloor het Saterdag, gaan manne soms die in sak en as, en die bestuur is daar om weer op te beer. Het is die einde van die wêreld. Nee, het is die einde van die wêreld. Vir die spelers sal ek sê vorentoe. Julle kan dit doen. Tweede ronde. Julle kan die beste span wees vir 2025. Julle kan die beste span wees. Behou die eenheid. Die eenheid in die span, en respek altyd mekaar. En julle sal voor uitkom. Hulle kan die jaar die beste span dan met een span eindig. En die boodskap vir St. Helena by se ondersteuners vir hierdie jaar? Die boodskap vir St. Helena by se ondersteuners is dat bly getrou
in jou ondersteuning. Ja, ja. Vir die klub. Ja, ja. En 'n span se sterkte lê in sy ondersteuning. Yes, en dis die ondersteuners wat hulle opbeeg. Ja, ja. Dis die baan. Ja, ja. So ek sal vir Sint-Helena Bay se rugby se ondersteuners sê, hou so aan, ondersteun die klub en die spelers sodat die beste wat in hulle is na vore kan na vore kom. Ja. Ja, ja. So ondersteuners, dit was vanaand se program van The Legends Locker Room. Hierdie naweek breek ons vir 'n wyle voordat ons afskop met die tweede ronde. Sint-Helena Bay as die voorloper op die punteleer, maar ons kan verseker wees dat die tweede ronde gaan hard wees, maar wees verseker dat die Albatros verstaan enige storm. Ja. So aan ons toeskouers, baie dankie vir julle ondersteuning in die eerste ronde. Soos Pastor gesê het, bly getrou, moedig aan, ondersteun. Ons al drie spanne lê in 'n goeie posisie op die Bolandklok en ons het julle ondersteuning in hierdie tweede ronde baie nodig. So vanaand baie dankie aan Wilfred Josephs, Pastoor Wintie soos ons hom ken, 'n groot speler van Sint-Helena Bay Rugby Club en ook Swartland en WP Platteland gespeel. Ons sê dankie dat ons kon gekuier het saam met hom. Van my kant af, Johan Witbooi en kameraman Javandre Witbooi, sê ons vir jou goeie naand. Baie dankie. Dankie.